Julle wonder kom sê ek as die Gees vat. As julle donderdag aand hierso was, terwyl ons geoefen het, toe is hier 'n gees hierso. So soete atmosfeer wat hierso is. Vrydag aand by die jeug, toe vat die Here dit verder. En dit was my so wonderlik toe die jong klomp hierso staan en hulle is besig om te aanbid en ek staan daar agter, toe kan ek nie anderste om te huil nie. Want dit is wonderlik om te sien dat 'n kind van 14 jaar, 17 jaar hulle hande so opsteek en begin te bid en trane loop. Toe sê ek dankie Here. En die Here gaan verder. Hy bless ons gister weer Saterdag by die konferensie bless hy ons. Toe ons op hy verhoog staan en ons sing en toe hy pastoor opstaan en begin te woord gegee. Toe sê ek dankie Here. Vanoggend vra Gary vir my, Lionel, is jy op jou senuwees? Ek sê ja, so bietjie. En het hy die maag gedraai en die senuwees was daar gewees. Ek sê vir my, Gary, vanmôre is ek by my familie waar ek die woord bring. Ek is vanmôre by my familie. Ek sê dit sal anders te gewees het as ek vanmôre in 'n ander gemeente moet opgaan en ek moet daar gaan staan en ek moet die woord gaan bring vir hulle. Maar vanmôre is ek in my huis by my familie. Amen. Julle moet amen sê, want gister het ons heeltyd amen gesê. Sodra hy ons in die slaap raak, hy pastoor begin daarvoor, hy sit 'n song in en dan amen ons weer, ons is weer wakker. Daar was nie tyd gewees om te slaap nie. Nee, pastoor? Ok. Ek het nou 'n bietjie daar, 'n bietjie gepraat, so ek wil vanmôre wil ek net aan pastoor, wat ook my mentor is, baie dankie vir die voorreg dat ek vanmôre hier die woord kan bring, kerkraad, aan julle, en ook julle as gemeente se moeders vanmôre. Baie dankie dat julle die voorreg het, dat ek die woord vir julle kan bring vanmôre. Jy weet toe, is amper 'n maand terug, toe ek op die pastoor in die kantoor sit, toe sy sê vir my, en ons gaan so deur alles, en sy sê vir my, Lionel, jy moet jou reg maak vir Moedersdag. Toe skrik ek my aan 'n ander bloedgroep in. Ek kyk as ek sê, pastoor, Moedersdag? Sy sê, ja, jy het 'n maand kans, ek jou genoeg tyd gegee, so kry jy reg. So ek wil vanmôre vir julle sê, as julle sien ek raak so vinnig ook grys, maar jy weet, tussen haar en my vrou, het ek hot. Ek het gesê, ek moet nou begin geld spaar en wegsit, want sodra ek nou klaar met die eerste jare, sal ek vir haar en my vrou moet gaan stuur na 'n beauty kliniek toe, dat hulle 'n bietjie daar gemasseer word, en dat hulle gaan vir hulle hare gedui word, want ek gaan gee hulle ook stres. Ek is ook nie maklik nie, maar hulle twee saam, is nie maklik nie. Daar is nie uitkom kansie. Vanmôre wil ek net vir julle sê, baie dankie, weer eens, en ek hoop julle, die moeders gaan vanmôre iets hier uit ontvang. Vanmôre wil ek praat, verhoor God nog die gebed van 'n moeder. Jy sien, die dag as die Here 'n moeder kom haal, dan besef jy in daai huis, wat is 'n moeder? Dan besef jy, want dan sien jy, daai gebed van 'n moeder is stil. Hy is stil. En dan besef jy, soos ek gesê het, wat het 'n moeder alles deurgegaan? Jou ma kan wat wees? Sy kan die grootste dronklap wees of die grootste mount antie wat daar is, maar sy bly jou ma. Jy besef die dag wanneer hy kus hier voor staan, daai rots is weg. Ek weet vandag is dit 5 jaar wat my moeder vanmôre in die hemel is. En as dit nie vir haar was, sal ek nie vanmôre hier gestaan het nie. Haar gebed, terwyl sy op haar siekbed lê, gekoppel in suurstof 24 uur, het sy gebid vir ons en haar kinders. Sy het begin by haar man, en dan sy deurgegaan na haar kinders toe, van haar oudste na haar jongste, en sy het haar kleinkinders opgedra voor God. Ek wil vanmôre vir julle sê, julle jong mense wat hier sit, waardeer julle moeders. Spreuke sê mooi daar, eer jou vader en jou moeder, en jou dae sal verleng word. Hy sal verleng word. Vandag sit daar waar die kinders opstaan, hulle wat die ouers sê, hulle wat die moeders sê, maar as God hy moeder kom haal het, jong mense, dis bitter seer. Kom ons sit so, dan bid ons gou saam.
Ons het hier by Hemel Vader, Seun, Heilige Gees, ons kom vanmôre, Here, om weer al die lof, eer en aanbidding aan U te gee vanmôre, Here, op hierdie Moedersdag. Here, vanmôre het U 'n dag gegee vir die moeders, wat ons hulle kan bederf. Maar Here, elke dag in hulle lewens moet Moedersdag wees. Elke dag moet hulle bederf word, elke dag moet hy woorde kom en sê, dankie mamma vir wat jy doen. Here, vanmôre sit die harte wat seer is, wat vanmôre dalk nie 'n moeder by hulle het nie. Vandag is daar miskien moeders wat hier sit, wat se kinders weggeneem is al. Maar ek wil vanmôre bid en vra, Here, laat U die trooster sal wees van alle troosters. Laat jy vanmôre hulle teen U boesem sal vasdruk, Here. Laat U sal kom, Here Jesus, met die deurboorde hand en hulle sal oplig, want net U kan genees. Daarom gee ons vir al die lof en eer en eef daarvoor, Here. Ek wil vra, Here, waar ek hier staan om die woord te bring vir die moeders, weet ek die woord gaan ook raak in die paas vanmôre, Here. Here, ek wil vanmôre soos ek gesê het, ek is vanmôre soos 'n klein korrel sand voor U. Ek is voor U so klein, Here, en so afhanklik vanmôre van U stem af. Ek is soos 'n gitaar wat daar staan, Here, wat se snare moet niet opgesit word en afgestof word. En daarom gebruik U vanmôre die instrument, Here, en speel hom soos U hom wil speel. So spreek die Here my God. In Jesus naam. Amen en amen. Vanmôre wil ek vir julle die woord bring in 1 Samuel 1 vers 10 tot 20. Wie van julle ken vir Hanna? Het hom al gelees van Hanna? Pastoor, jy sal weet van Hanna. So, Hanna was 'n vrou gewees, so 'n bietjie inkleer gou daarso. Hanna was 'n vrou gewees wat tot God gebid het. Sy het gebid tot die Here, nie ophou gebid en aanhou gebid tot die Here. Sy wil graag 'n kind hê. Sy wil net 'n kind in die wêreld bring. En Hanna het gebid en sy het na die tempel toe gegaan en gebid. Maar Penini het haar getart. Sy het 'n kind gehad en haar vriendinne het haar ook uitgetart. Almal om haar, sê die woord, het vrugbaar geword en hulle het kinders in die lewe gebring. Maar Hanna kon nie. En Hanna se hart was bitter baie seer geweest. Sy is stikkend. Vanmôre sit hier van julle ouers, moeders vanmôre wat stikkend is. Stikkend is. Jy sê vanmôre vir my broer Lionel, ek bid. Ek bid vir my kind, ek bid vir my man. Maar niks gebeur nie. Maar vanmôre het ek vir jou nuus. God verhoor gebede. God verhoor gebede. Kom ons gaan kyk daarso in die woord van Hanna. Waar kom ek gaan verder vat af van vers 10 af, wil ek 'n bietjie vat. Wil ek hom vat daarso. Jy sien, jy mag miskien vandag deur jou vriende uitgespot word, moeder. Jy mag miskien vandag bid vir jou huisgesin, maar gebeur niks nie, maar jou buurvrou, dit gaan wonderlik daarso. As jy so luister in die werk, en jou vriendinne in die werk, so om jou kollegas praat, hoe goed dit gaan, dan dink jy, maar hoekom gaan dit so sleg in my huis? Hoekom verhoor God my nie? Wat doen ek verkeerd? Jy doen niks verkeerd nie, moeder. Ek wil net vir julle ook sê, as jy 'n paar jaar terugkyk, en jy gaan kyk so in 20, 50, 60 jaar terug, wat het daar gebeur toe die moeders gebid het? Hulle het gegaan op hulle kniekoppe. Hulle het gegaan op hulle kniekoppe. Ons ouma grootjies en oumas het op hulle kniekoppe gegaan en hulle het gaan bid. Hoekom het hulle so op hulle kniekoppe gegaan? Dan was nie 'n TV nie. Daar was nie 'n selfoon nie. Daar was nie rekenaars nie. Vandag sit daar, vat al daai goede, vat ons aandag en tyd weg. Dit vat ons tyd weg. Want 'n moeder gaan sit daar, dan vat sy haar selfoon saam, maar sy wil gaan bid vir haar kinders, maar sy kyk wat op die selfoon gaan, as die selfoon ting 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 ting, dan kyk sy wat aangaan daar. Moeder, los daai selfoon. As jy wil intree vir jou kinders, en jy wil God moet hy seun van jou wat so doorbels is, wat in dagga betrokke is, wil aanraak of jou meisiekind, wil ek vir jou vandag sê, los die selfoon en begin op jou kniekoppe gaan en begin tot die Here te roep. Roep hom aan, want die woord leer vir my, roep hom aan enige tyd, wanneer daar nood is of wanneer goed gaan, maar ons wil na die Here toe net gaan, wanneer dit sleg gaan.
Wanneer sê ons vir hom dankie wanneer dit goed gaan? Wanneer jou man by die huis so sit en drank, dan moet jy van die werk afkom en dink jy, ek wil in die reis instap nie. Ek gaan nou weer geskel word van alles. Alles gaan weer vir my gesê word. Ek wil vir jou sê, moeder, moenie ophou bid vir hy man nie. So as jy bid vir jou kinders, moenie ophou bid vir jou man nie. Voor jy na huis instap, pleit die bloed van die Here oor jou en bid vir hom en stap stil in daar, sonder om 'n geveg te begin. Jy gaan eendag uit die werk uitstap, ek sê vandag vir jou moeder, jy gaan uitstap daar, en jy gaan instap, en jou man gaan verander wees. Jy kan dalk miskien 'n bord kos kry, wat jy nie veel verwag het nie. Ek sê vandag vir julle, hou aan bid. Want die woord leer my, bid gedurig, sonder ophou, moenie moeg word nie. Maar ons word te vinnig moeg. Ons raak te vinnig moeg, as ons sien, dit gebeur nie. Ek wil vir julle ook sê, as dit vandag gebeur nie, God se tyd is nie jou tyd nie. Wag op sy antwoord, moeder, wag geduldig. Ek sê Vrydag vir die jeug, toe ek praat, toe ek vir hulle sê, ons praat oor, sien God jou raak, het God met jou lewe 'n plan, en ek sien hulle kyk, en toe sê ek vir hulle, julle bid dalk, laat die Here vir jou moet 'n naimel gee. Die Here gaan nie vir jou 'n naimel gee nie, want hy weet, jy kan nie 'n naimel hanteer nie, is gevaarlik. Ek sê vir hulle, julle bid, dat julle miskien een van hierdie groot motorbikes moet kry, wat woem, woem, woem. Ek sê, die Here gaan nie vir jou motorbike gee nie, jongman, want jy weet, jy gaan vir ongeluk. Dis om vandag vir jou sê, jy bid dalk vir iets, maar die Here antwoord jou nog nie, moeder, op sy tyd. Dit mag 10 jaar wees, dit mag 20 jaar wees. Op sy tyd sal hy jou beantwoord. Jy mag miskien al vergeet waarvoor jy bid. Waarvoor jy bid. Jy maak, soos ek net ook gesê, jy bid vir hy man. Jy sê vir my, sê, maar my broer, ek bid al 15 jaar vir hy man, maar hy wil nie regkom nie. Ek het al geding om hom te los. Moet hom nie los nie. Bid. Bid. Ek wil vir jou sê, moeder, vat 'n doekie en salf daai doekie, dat jou pastoor of iemand hom salf en sit hom onder sy kop of onder sy matras. En wanneer hy gaan lê, dan bid jy en sê, Here, hy lê op die salwing van U en dat die Here hom moet aanraak. En ek gaan vir jou waarborg, suster, dit gaan gebeur. Baie vrouens dink wanneer dit moeilik in die huwelik gaan en so gaan en dit gaan, moet hulle nou begin uit die huwelik beweeg. Dit is nie die antwoord nie. Jou antwoord vandag is Jesus Christus. Jou antwoord vandag, moeder, is daai kruis wat jy moet gaan. Jou antwoord is vanmôre dat jy moet gaan na hierdie kruis en gaan staan en sê, Here, hier is ek met al my seer en pyn en die Here sal vir jou hoor, moeder. Jy kan miskien vir mense dit sê en mense gaan wegdraai. Ons wil mos nie altyd hoor as iemand kla nie. Want dan sê jy, ek het my eie probleme. Ek het my eie situasie wat ek kan sit. Ek het my eie huis wat moeilik is. Maar om net te luister na iemand, kan die Here jou aanraak met 'n woord wat jy vir hy persoon gee. Ons moet begin luister, want God moet elke dag na ons luister. Hy raak nie moeg vir jou nie. God is 'n God van liefde. Hy sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is. Kom, net soos jy is, met al jou foute en al jou seer. Ek wil verder gaan, die pyn van 'n moeder. Baie van ons sal nie die pyn van 'n moeder verstaan nie. Ons praat net toe daar so, ons praat daar agter kan om Jeff en Gary, om te dink die Here het 'n moeder uitverkies. Sy het 'n groot rol om te speel. Dan mag dit miskien baie dae so lyk nie, maar sy speel 'n groot rol in 'n huis. Sy moet sorg dat die klere gewas is, sy moet sorg dat die kos gemaak is, sy moet sorg dat alles reg is. Baie moeders is gelukkig dat by die huis kan wees. Dan kan hulle al die dinge doen. Dan kry jy die werkende moeder. Op pad huis toe dink sy, wat gaan ek maak vanaand om te eet? My mense moet eet. En vandag wil ek vir julle sê, I salute you, mamas. I salute you. Ek kan nog steeds onthou my moeder. Ek kom in 'n baie swaar huis uit. Glo my. En ons het baie swaar gekry. Jy sê swaar is
Ek gaan skool toe en sit my broek daarso. In die winter het jy geloop met 'n koolbroekie en jy het koud gekry. Maar een ding kan ek vir julle vandag sê. Was daar beteken nie kos nie, hy sê, ons eet ons brood met swart koffie bitter. Het hy mamma hy kos gevat en gesê, my man moet eet en my kinders moet eet. Dis wat 'n moeder doen. Sy dink eers aan haar mense in die huis. En ek onthou nog toe ek is 17 jaar en ek is hierdie blou dag by Follies, het ek my hart in die Here oorgegee en ek is aangestel daai oggend en daai aand het ek in die doopbad aangaan. En my moeder staan daar voor die stoof en sy huil. Ek sê, waarvoor huil jy? Sy sê, my kind, jy's net hierdie 3 aardappels en julle is 3 kinders en jou pa moet eet. Ek sê, ons almal gaan eet. Sy sê vir my, hoe bedoel jy? Ek sê, God sien jou trane. Hy sal voorsien. En ons het aangegaan en aangeding, is die dag gegaan, die Sondag, en ek is kerk om gedoop te word. En hy aand toe die doopwater is, ek is uit daar so, en toe ons by die huis stop. Toe stop haar kar. En hy kar, sy mense klim uit, en hy bring sakke met kos. So ek, daar is my God. En het my moeder se trane raak gesien. En dus kom ek vir julle vandag wil sê, kinders, julle jong mense, ek sê wie eens vir julle, waardeer die moeder. Wees lief vir haar. Ek onthou ook nog, en ek gaan nou by die skrif kom, ek onthou ook my oupa, toe hy geleef het, hy was 'n man, stryd. Swart is swart om en wit is wit. En ons sit daar uit die plaas hier buitekant gehad. Hy sê vir my, Lionel, kom sit hierso. Nou as hy vir jou sê, kom sit, dan kom sit jy. En hy begin te praat daar, so hy sê vir my, Lionel, ek gaan nie meer baie lank op aarde wees nie. Nou kyk, kom so, wat praat die oupa nou? Wat weet hy wat ons hiervan weet nie nou? Is hy nou siek of wat? Hy sê, onthou hierdie woorde wat ek nou vandag van jou gaan sê. Jy moet dit met jou lewenspad, wat jy gaan lewe, moet jy dit saamvat. Ek sê, ja oupa, wat wil jy sê? Hy sê, onthou dit. Terwyl ek lewe, sê vir my, jy waardeer my. Ek kyk hom so. Hy sê, terwyl ek lewe, sê dit vir my. Hy sê, wanneer ek daar in hy kus lê, en onder hy grond lê, kan julle dit nie vir my sê nie, want ek kan dit nie waardeer nie. Hy sê, en nog 'n ding, as julle vir my iets wil gee, 'n geskenk, gee dit terwyl ek lewe, dan kan ek dit waardeer met liefde. Hy sê, wanneer ek daar op my graf lê daarso, julle bring vir my blomme, ek kan dit nie waardeer nie. Hy sê, dus ook ek vandag vir jou sê, waardeer mekaar met liefde. En dit het altyd hier binne my brein gebly. Waardeer mekaar met liefde. Respekteer mekaar met liefde. Ek vaar mekaar met liefde. Want God is liefde. Kom ons kyk na sy woord in 1 Samuel 1, ek gaan begin dan by vers 10. Julle kan op die bord volg, dis op die bord, ja. Die bord. Hy sê daar so in Samuel 10 sê hy, Hanna was baie hartseer. Sy het tot die Here gebid en gehuil. Vers 11, sy het vir die Here beloof en gesê, Here, wat oor alles regeer, ek is u dienaar, u moet asseblief na my kyk en sien hoe hartseer ek is. U moet dink aan my, u moenie van my vergeet nie. As u my 'n seun gee, sal ek hom bring om sy hele lewe lank aan u toebehoort en niemand sal sy hare afskeer nie. Sien moeders, wat ons doen is, wat julle ook doen is moeders, julle beloof aan God. Julle maak 'n belofte aan God. En as jy 'n belofte aan God maak, moet jy dit kan nakom. Soos jy aan jou kind 'n belofte maak en vir hom sê, papa pay en mama pay einde van die maand, ons gaan hy motorbike vir jou koop. Nou kom einde van die maand, dan kyk jy einde van die maand jou salaris en jy kyk pa se salaris en sien julle, ons gaan dit nie kan bekostig nie. Nou moet jy vir hy kind gaan sê, hoor hierso, nie hierdie maand nie my kind, volgende maand.
outomaties sy kind en sy hart is seer. Dit wat ons doen, ons beloof in God iets, ons sê vir God, as hy dit vir ons, jy bid en sê, Here, as jy dit vir my gaan gee, dan gaan ek dit doen en dit doen. Hou by jou beloftes. Hou by dit. Kom ons kyk verder in vers 12. Hy sê, Hanna het lank aangehou bid, tot die Here en Eli het gesien sy praat. Eli hierso, wat hulle van praat, is die priester gewees, waar sy gegaan het na die tempel om te gaan bid. Vers 13. Maar Hanna het saggies gepraat, net haar lippe en het beweeg. Eli kon nie hoor wat sy sê nie, en hy het gedink sy is dronk. Ek wil vanmôre ook vir julle sê, moeders, dis nie nodig om hardop te praat nie. Dis nie nodig as jou man jou kwaad maak en jy skree so, dis nie nodig om met God so te praat nie. Jy kan net saggies met jou lippe met hom praat. Soos jy daar sit vanmôre, hoef jy nie met jou lippe te praat nie. God kan reeds luister wat in jou hart aangaan. Hy weet dit al klaar. Hy weet dit al klaar. Jy kan net rustig met hom praat en hy sal verantwoord. Vers 14. Eli sê toe vir hom, hoe lank wil jy dronk bly? Gaan nou en kom terug, wanneer jy nie meer dronk is nie. Hier dink hy, sy is nou dronk as hy so praat, want hy kan nou nie hoor wat sy sê nie. Maar, in vers 15, maar Hanna het vir Eli gesê, nee meneer, ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek is baie hartseer en ek het vir die Here gesê hoe ek voel. Vanmôre, soos ons sê, hier's baie van julle moeders wat hartseer is. Hier's baie van julle moeders wat se harte stikkend is, wat vanmôre hierso sit. Vanmôre kan jy vir God dit sê. Ons gaan net 'n uitnodiging maak en ek gaan 'n lied ook vir julle sing. Dan kan jy vir die Here, jy het 'n kans vanmôre om dit vir die Here te kan bring. Ek wil vanmôre vir jou vra, ek wil eintlik pleit voor God. Moenie by die deur uitstap nie. Die probleem is wat ons het as mens en julle as moeders het, ons wil ons seer alleen dra. Ons wil hy seer so dra. En ons dink as ons dit van mense gaan sê of wys, dan is dit verkeerd. Dan is dit 'n sonde, dit is nie. Dis nie 'n sonde nie. Om jou seer te dra en jy wil dit alleen dra, gaan jou doodmaak. Dit gaan jou doodmaak van binnekant af. Maar wanneer jy dit kan bring en jy bring dit na die kruis en jy lê dit aan neer en jy vat na die regte vriende. Ek sê regte vriende, as ek bedoel regte vriende is vriende wat jou kan bystaan. Vriende wat wie jy kan vertrou. As jy vir 'n vriendin sê wat in jou huis ingaan om te sê my kind is gebruik drugs of my man gebruik dit of my man loop rond, laat sy nie sal gaan na die vriende van jou wat saam jou werk in die werk en dit gaan sê nie. Dit is tussen julle twee en God. Dan bid daai vriendin vir jou sonder dat jy weet sy bid vir jou. Dit is 'n vriend en 'n vriendin. Kom ons gaan kyk verder. Vers 16. Julle moenie dink dat ek 'n slegte vrou is nie. Ek het tot nou toe gepraat oor my groot hartseer en my pyn. Vers 17. Eli het vir Hanna gesê, ek hoop dit sal goed gaan met jou. Ek bid dat die God van Israel vir jou sal gee wat jy gevra het. Vers 18. Hanna het geantwoord, ek hoop jy sal aanhou tevrede wees met my. Sy het gegaan en geëet en sy was nie meer ongelukkig nie. Vers 19. Die volgende oggend het Elkana en Hanna vroeg opgestaan en hulle het tot die Here gebid. En toe het hulle teruggegaan na hulle huis in die stad Rama. Elkana het by Hanna geslaap en die Here het aan haar gedink. Halleluja. Vers 20. Aan die einde van daardie jaar, het Hanna swanger geword en sy het 'n seun gekry. Sy het hom Samuel genoem. Sy het gesê,
Sy naam is Samuel, want ek het vir die Here gevra om hom vir my te gee. Halleluja, dankie Here. Vanmôre wil ek vir julle sê, moeder, ek wil hê julle moet gou hierdie prentjies gou skep. Vanmôre sit jy hier stikkend. Ek wil hê jy my prentjie van 'n laptop gou sien. As jy oud wat toemaak en jy oud toemaak, jy sien hy laptop. Dan wil ek hê jy moet asseblief gou gaan waar daai laptop op 'n ashoop is. Vanmôre voel julle so, julle is op hy ashoop. Julle is klaar. Julle kan teken voel julle is klaar met hierdie wêreld. Dan sien jy ook hy laptop wat daar lê vanmôre wat sy arms af is. Wat afgeruk is. Die arms is af. Dis besig om die kop, is besig om af te gaan. Die bene is af. Die pop is besig om uit te rafel. Vanmôre voel jy so dalk. Jy voel moedeloos, jy voel, jy kan nie meer nie. Maar ek het nuus vir jou, en ek het goeie nuus vir jou. Jy mag dalk so voel, maar vanmôre kan ek vir jou een ding sê, daar's 'n deboorde hand, wat my spykers die boor was, en sy naam is Jesus Christus. En hy wag vir jou moeder, vir jy, ek wil sê, jy moet sien, hoe kom Jesus na jou toe, waar jy op hy ashoop lê, en hy steek sy hand uit, om jou op te tel. Hy maak nie vir hom saak of jy stikkend is nie. Dit maak nie vir hom saak of jou arm af is nie. Dit maak nie vir Jesus saak of jy uitgerafel is nie, moeder. Wat vir hom saak maak is, laat jy jou hand uitsteek ook na hom en sê, hier is ek, my Vader, help my. Die vraag wat ek jou wil vra is, moeder, wil jy die hele tyd verdrink? Wil jy die hele tyd daaronder bly en hy tussen hy vuil is, ashoop? Wil jy die hele tyd bly soos Job op die ashoop was? Of wil jy opstaan? Ek sê altyd vir die jong klomp, by die jeug ook, is reg as jy val. Dis reg, jy kan val. Maar gaan jy al bly lê? Gaan jy lê daar? Ek sê, jy het 'n keuse, jy kan opstaan, of jy kan lê. Maar die keuse is, as jy gaan lê, gaan mense jou vertrap. Mense gaan jou vertrap, wat verby jou loop, hulle gaan jou skop in die ribbes, hulle gaan jou vertrap. Die ander keuse is wat jy het, jy kan opstaan. Jy kan opstaan, en rondom jou kyk, en kyk waar jou vriende is. En ek wil vandag vir julle sê, as jy, een van jou, as 'n moeder lê, of 'n vriend van jou lê, moenie dat hy lê nie, tel hom op. Tel hom op, want as jy gaan lê, langs die pad, gaan Jesus nie verby jou loop nie. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus gaan nie verby jou loop nie, hy gaan jou optel en sê, kom my kind, hier is jou pa, kom, laat ons loop. En hy gaan met jou loop, en loop. Ek wil hê, moeder, jy moet ook sien, die prentjie insien, waar jy op hy ashoop lê, en jy sien 'n traan van Jesus wat vloei, want hy sien jou pyn. Ek wil vir julle sê, terwyl julle so sit, gaan ek gewoon na die ander mic toe gaan, want ek gaan gou 'n lied sing. Wil ek van gou sing, het 'n lied vir 'n moeder wat ek wil sing. En hierdie lied wat ek nou vanmôre gaan sing, is die eerste keer dat ek hom in 'n gemeente sing. Ek het hom nog nooit gesing, ek oefen hom by die huis, en ek sing hom by die huis, en ek wil julle moet moeders moet luister, na die deboorde hand, wat stikkend is. Halleluja, ek wil vra julle, kan julle ook, kan julle sluit, as moeders? Kan jy net vir my lig, as jy daar agter, broeder? Nommer 1. Dankie. Sien jy die prent vanmôre, hoe Jesus na jou uitstreek? Daai deboorde hand. Dankie julle.
Stikkend het ek gelê op die assoep van die lewe het ek gelê sonder op, sonder arms magteloos net gehoor dat iemand my sou sien en toe sien ek een hand met een honierspijkers aangebring en ek weet dat die hand my sal optel en nieuwe lewe gee vertel my hier door de hand vertel my hier door de hand vertel my hier door de hand ek kan nie meer kom aan my Vanmorgen sit jy daar. Jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Maar vanmorgen sê die Here, ek is daar om jou op te tel. Jy moet net kom. Tel hy my op en in sy oog sien ek 'n traan wat blink sag streel hy my met die hand met spijkers hierdoor 'n traan val op my wang en ek voel hoe sy lewe deur my vloei en ek weet dat die man my sal optel en nieuwe lewe gee vertel my deur door de hand vertel my hier door de hand, vertel mij hier door de hand. Ik kan niet meer, kom aan mij heel. Vertel mij hier door de hand, vertel mij hier voor de hand, vertel mij hier voor de hand. Ik kan niet meer, kom maak mij heel. Ik kan niet meer, kom maak mij heel. Ik kan niet meer, kom maak mij heel. Vanmorgen sê jy moeder, jy kan nie meer nie. Vanmorgen sê jy dalk jy wil nie meer nie. Maar God sê, ek wil nog met jou werk, moeder. God sê, dis nog nie tyd nie, moeder, dat jy moet opgee nie. Maar jy sê, ek is moeg. Ek is moeg. Maar God sê, ek is nog daar vir jou. Jy weet, jou kinders mag miskien hulle rug op jou gedraai het, moeder. Jy mag miskien vandag alleen sit. Laat jy miskien 'n oproep gekry het van een van jou kinders of 'n boodskap nie. Dit maak seer. Maar vanmôre wil die Here jou aanraak. Vanmôre wil hy jou aanraak om net vir jou te sê, ek is hier.
Jy weet vandag se daar, wanneer die Here kom en hy vat 'n moeder uit die huis uit, dan word die rol na die pa toegegee. Dan moet die pa begin intree. Hy moet nou die vader wees en hy moet die moederrol invat. Maar dit is moeilik vir 'n vader. Want hy sal nooit die rol van 'n moeder kan invat nie. Want hy gaan nie die standpunt kan vat soos 'n moeder het kan vat nie. Want God het geweet om 'n moeder op aarde te sit. Hy het geweet die dag toe Jesus gekruisig was en sy seun is aan hy kruis vasgepen en Jesus se moeder staan so ver op haar knie en sy ween en sy huil, het hy geweet die trane wat daar vloei is pynlik. Julle mag maar speel. Het hy geweet dit is seer. En daarom weet Jesus vanmôre, moeder, die seer wat jy het vanmôre, ek kan dit nie vir jou lig maak nie. Ek kan dit nie vir jou lig maak nie. Ek het nie 'n pil vir jou te gee nie, maar ek het vanmôre Jesus Christus om vir jou te gee. Ek het vanmôre die Here om vir jou te gee. Ek het vanmôre 'n kruis om vir jou te gee en te sê, jy kan kom buig by hierdie kruis. Dit mag jou genesing wees. Ek wil vandag vir julle sê, julle wat hier sit, jong mense, as julle iets in julle moeders het, en jy kwaad vir haar, gaan maak reg. Want nou net een ding, as die dood kom, hy's finaal op aarde. Jy kan nie jou moeder terugbring as Jesus sê sy moet kom nie. Jy gaan haar nooit kan terugbring nie. Daai herinnering gaan altyd by jou wees. Maar vandag het jy nog die kans om na toe te gaan. Jy sê, mamma, ek is lief vir jou. Dan het jy my so seer gemaak. Ek vergewe jou, want dit is wat God wil hê, dat ons mekaar kan vergewe. Dat jy jou moeder kan vergewe en jou moeder jou kan vergewe. Want as jy, ek wil ook vandag vir jou sê, en ek het vir die jeug ook gesê, ons streepie is getrek, maar wanneer weet ons nie. Jou sandkorrel loop uit. Maak reg met jou ouers. Maak reg met jou kinders. Want as God jou vanaand moet kom haal, of vandag kom haal, en jy staan voor hom, en hy sê vir jy kan nie die poorte van die hemel aangaan nie, want hoe kom jy nie kan ingaan nie, as dan jy nie kan vergewe nie. Dan is dit swaar. As vergifnis jou uit die hemel gaan uithou. Maak reg met mekaar. Ek wil ook vir julle sê, as iemand in die kerk hier sit vanmôre en hy moet regmaak met 'n broer of 'n suster, doen dit. Doen dit. Moenie dat hy oomblik verby jou gaan en jy gaan by die deur uit nie. Vat jou trots en sit dit in jou sak. Want ons is te trots. Ons is te trots. Vat dit en gaan maak reg. Gaan maak reg. Ek het gisteraand toe kry ek 'n SMS van een van die ou gemeentes wat ek is. En hy moeder het haar asem uitgeblaas gisterand by ons in ICU. So vanmôre is daar 'n huis wat seer het, want daar's nie 'n moeder nie. 'n Dag vir Moederdag. Maar jy het die kans vandag nog om jou ma te gaan regmaak. Jy het nog die dag vandag om met jou kinders te gaan regmaak. Doen dit. Doen dit. Vat hy trots en doen dit. Dan moet jy die telefoon optel, moeder, en sê, my kind, ek vergewe jou. Doen dit. Dan moet jy as kind optel en sê, mamma, ek vergewe jou. Doen dit. Ek sê weer eens, die dood op aarde is finaal en seer. Ek wil vanmôre vra, as daar moeders is wat sê, ek soek 'n gebed. Ek wil hê die Here moet my aanraak, hierdie seer vanmôre in my kom stil maak. Ek wil vra dat jy sal opstaan. Vergeet van die mense rondom jou, vergeet wat die mense gaan dink van jou. Dis wat hulle dink, dis wat nie wat God van jou dink vanmôre nie.
Want hy sien, jy vat jou tree na oorwinning toe. Vat jy. Vergeet van hulle. Dis 'n oomblik tussen jou en Jesus Christus moeder. En die sit vandag manne ook hierso, wat seer het. Hier sit jong mense hier wat vanmôre sê ek voel ook stikkend. Maar ek wil vanmôre vir julle sê jong mense, daar is Jesus wat lief is vir julle. Jy mag voel jy word verwerp en verstoot deur jou ouers. Maar Jesus, wat aan hy kruis was, sal jy nooit verstoot nie. Hy is liefde. Sy liefde is te groot vir ons om te verstaan. Hy is so lief vir julle. En God is so lief vir julle, dat hy sy seun Jesus Christus gegee het vir julle, om te sterf aan die kruis. Ek wil vra as daar moeders is wat wil uitkom, en sê, hier is ek vanmôre. Hier is ek vanmôre. Kom uit. Kom, staan hier voor en sê, Here, hier is ek vanmôre. Dat ek my oorwinning kan vat, dat ek my seer vir jou kan bring. Ek sê weer eens, ek kan jou nie genees nie, ek het nie pille vir dit nie, maar ek het Jesus vir jou. Ek kan Jesus vir jou gee, hy is verniet. Jy moet net kan roep na hom, jy moet net kan sê, Here, hier is ek, hier is ek. En hy sal jou aanraak. Kom ons lê die oë aan, bid ek vir julle. Ons het hier by jou Vader, U ken die moeder se hart vanmôre. U ken die hart van 'n moeder so goed, Here. U sê, Here, daarvoor ons gedagtes op by ons kom, weet jy al reeds wat ons dink, Here. En daarom wil ek vanmôre weer eens vir jou bid vir elke moeder. Ek wil vra, Here, dat jy elke hart, elke moederhart, wat stikkend is, wat seer is, sal aanraak vanmôre. Ek wil vra, Here, dat jy hulle teen U boesems ook weer sal vasdruk, Here. Here, as hulle mag voel soos Hanna voel, Here, wat gebid het en gebid het, wil ek vra dat hulle nie ophou sal bid nie, my Vader. Maar dat hulle sal aanhou bid, tot U hulle moet kom haal, my Vader. En Here, wanneer U deurdring tot daai gebed, my Vader, laat hulle nie ook iets van U sal vergeet nie, my Vader. Laat hulle besef wie het die wonderwerk gedoen. Wie het hy siek man gesond gemaak, wie het hy siek kind gesond gemaak, waarvoor hy moeder gebid het. En daarom sê ek vir U dankie daarvoor, Here. In Jesus naam.